Baie welkom in ons aanddiens, broers en susters, en in die besonder ook ons jong mense. Wat 'n voorreg dat ons vanaand ook op hierdie spesiale manier tot die Here mag nader en na sy woord mag luister. Mag dit vir u almal, waar u ook mag wees, tot 'n ryke seën wees. Die aktiwiteite vir die week is aan u vertoon, ek gaan dit nie herhaal nie. Ons bevestig maar net dat daar dan as gevolg van die inperking die volgende week 'n nagmaalviering sal wees, soos in die jaarprogram aangedui nie. U kan vanaand bydra vir barmhartigheid en die publikasiefonds van die teologiese skool. Die skakel sal ook later in die diens weer aan die vertoon word. Ons nader nou tot die Here in hierdie diens deur 'n gebed te sing, waarin ons hom vra om al ons aandag vanaand op hom en op sy woord te vestig. Ons sing lied 155, eerste en tweede vers, verhef ons harte tot u Heer, en laat u liefde ons regeer. En dan na die seën sing ons ook vers 3. Stuur Here u lig en u waarheid en laat die ons lei. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. So jong mense, broers en susters, verlede Sondag aand het ons begin met die behandeling van die Nederlandse geloofsbelijdenis. In die eerste artikel vind ons dan die belydenis dat daar 'n God is en ook wat hierdie God se eienskappe is. In die preek het ons dan gefokus op die laaste eienskap, die goedheid van God, wat een van sy wesenseienskappe is. In die tweede artikel is die vraag dan beantwoord, as daar dan 'n God is, hoe kan ons hierdie God ken? En die antwoord is op twee maniere. Ons kry kennis van God in die Bybel en ook in die natuur. Die kennis oor God wat ons in die natuur vind, dit laat ons dan oor aan die skole en aan die universiteite en aan die wetenskappe. Die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan dan verder met die kennis van God wat ons in die Bybel kry. Om die suiwere kennis van God in die Bybel te kan ken, moet die Bybel natuurlik ook reg verstaan en verklaar word. En daarom gaan die Nederlandse geloofsbelijdenis verder deur in artikel 3 tot 7 te bely wat dan die eienskappe van die Bybel is. Met ander woorde, wat sê die Bybel self oor die Bybel? En kortlik saamgevat kan ons dan sê, artikel 3 sê die Bybel is as woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees. Artikel 4, die getal van die Bybelboeke is vasgestel en hulle name is bekend. Artikel 5, die gesag van die Bybel het
goddelike gesag. Artikel 6, die boeke van die Bybel word dan onderskei van die apokriewe boeke. Ek sal dit nou verder verduidelik. En dan artikel 7, die Bybel is genoegsaam. Met ander woorde, dit is afgesluit en voltooi. In die preek vanaand sal ons aansluiting vind by artikel 7, die feit dat God se openbaring in die Bybel vir ons genoegsaam is vir ons saligheid. Maar kom ons kyk net eers kortliks na die inhoud van die ander 4 artikels. Ek gaan die artikels nie vanaand volledig lees nie. Ons het vir jong mense gevra om dit by die huis te lees. Maar kom ons kyk na die kern daarvan, artikel 3. Daarin bely ons dan dat die Bybel deur die Heilige Gees geïnspireer is. En dit beteken dat God deur sy Gees die Bybelskrywers gelei het. Die artikel sê gedrywe het. Gelei het om presies dit wat God wil sê neer te skryf. Alhoewel God dus mense gebruik, is elke woord in die Bybel, en daarmee bedoel ons die Bybel in die oorspronklike tale van Grieks en Hebreëus, is elke woord in die Bybel presies net soos God dit bedoel het. Die Bybel is dus geïnspireer, dit is God se woord deur mense. Ek sal na die diens, as ons die vraelys behandel, ook die verskil tussen die organiese en meganiese inspirasieteorie verduidelik. Dan vind ons in artikel 4 die name van al die Bybelboeke wat so deur die Heilige Gees geïnspireer is. 66 boeke altesaam, 39 in die Ou Testament en dan 27 in die Nuwe Testament. En hierdie boeke noem ons dan kanonieke boeke. Daarmee word bedoel, dit is boeke wat aan die maatstaf voldoen. En die maatstaf is dan die maatstaf van goddelike inspirasie. Geïnspireerde boeke noem ons kanonieke boeke. Artikel 5 gaan dan oor die gesag van hierdie boeke, die gesag van die Bybel. En ons bely dan dat dit goddelike gesag het. Maar let op, dit het goddelike gesag vir ons geloof en ons geloofslewe. Die Bybel bevat byvoorbeeld baie geskiedenis, maar dit is nie 'n onfeilbare geskiedenisboek nie. Die Bybel praat ook baie oor die natuur, maar dit is nie 'n onfeilbare wetenskaphandboek oor die natuur nie. En die Bybel bevat byvoorbeeld selfs ook 'n paar resepte, maar dit wil nie sê dat die Bybel 'n onfeilbare kookboek is nie. Nee, die Bybel gaan oor geloof en dit gaan oor ons verhouding met God en God se verhouding met ons. En in daardie opsig is die Bybel volmaak en onfeilbaar en ook gesagvol, soos artikel 5 sê, om ons geloof terug te grondves en te bevestig. Artikel 6 behandel die onderskeid tussen die kanonieke en die apokriewe boeke. So nou, kanonieke boeke, weet ons, is die boeke wat aan die maatstaf voldoen van goddelike inspirasie. Dit wil sê die Bybelboeke. Maar in die tyd toe die Bybelboeke geskryf is daar ook ander boeke geskryf. Boeke wat nie geïnspireer is nie. Geskiedenisboeke, reisverhale, briewe, verhale, filosofieë. Daardie ou boeke wat nie geïnspireer is nie, word dan apokriewe boeke genoem. Die woord apokrief beteken verborge. En hierdie apokriewe boeke, sê artikel 6, mag wel gelees word. Ons kan inderdaad baie dinge in hierdie ou boeke leer oor die geskiedenis en oor die wêreld waarin die Bybel ontstaan het. Maar alhoewel hulle oud is, het die apokriewe boeke nie goddelike gesag of kan ons in hulle iets leer oor ons geloof en ons verhouding met God nie. Net die Bybel kan dit doen. En dan artikel 7, waarby die preek vanaand wil aansluit, gaan oor die volkomenheid van die Heilige Skrif. Ek haal net 2 sinnetjies uit hierdie belangrike artikel aan. Ons glo dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles
wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. En dan, aangesien dit verbode is om iets by die woord van God te voeg, of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik, dat die leer daarvan heeltemal volmaak, en in alle opsigte volkome is. Let in hierdie aanhalings op die woorde volkome, voldoende, volmaak, en weer volkome. So jong mense en broers en susters, belangrik dis om te weet en te onthou dat die Bybel afgesluit is. Dit bevat alles wat ons nodig het om van God te ken en om hom te kan dien en om salig te word. Niks meer, niks ekstra is nodig nie. Natuurlik moet ons sê, is daar meer kennis van God as net dit wat in die Bybel staan. Hoe sal die ewige en onbegryplike God ooit volledig in 'n aardse boek beskryf kan word? Daar is meer kennis van God, maar ons bely dat dit wat God besluit het om in die Bybel te openbaar, dat dit genoegsaam en heilig en volmaak is vir ons saligheid. Niks meer is nodig nie. En weet jy, selfs al sou daar dan vandag nog 'n brief van die apostel Paulus of 'n boek van Moses in opgrawings ontdek word, dan sal ons dit nie ook nog by die Bybel voeg nie. Want anders sou dit nou mos beteken dat die vorige geslagte nie volledige kennis gehad het om gered te word nie, en dat hulle dan verlore gaan. Nee, die Bybel is as Bybel, as heilige skrif afgesluit, volledig en genoegsaam. So daarom verskil ons van kerke en van charismatiese groepe wat nog ekstra openbarings van God verwag en wat selfs daarin beroem dat hulle ekstra kennis gekry het deur profete of gesigte of drome of visioene, en dat hulle dan sê hierdie ekstra kennis is nog nodig by die Bybel om gered te word. Nee, alles wat nodig is om God te dien en God te eer, alles wat nodig is om gered te kan word, is geopenbaar in die Bybel, soos ons dit vandag het. Niks meer is nodig nie. So kom ons leer vanaand hoe hierdie waarheid ook in die Bybel self bevestig word, as ons saam gaan kyk na die bekende gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ek lees dit nou vir u voor uit Lukas 16 vanaf vers 19. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom. En hy roep: Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy: ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: hulle het die woorde van Moses en die profete.
laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sal iemand uit die dood opstaan. En hierdie laaste vers wat ek gelees het, is ook ons teksvers, maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Nou broers en susters, ons gaan vanaand saam bid, deur skrifberuiming 15:1 te sing. Dit is 'n beruiming van Paulus se gebed vir die Efesiërs, wat in Efesiërs 3 opgeteken is. Ons pas dit dan ook toe, deur dit vir ons eie gemeente te bid. Skrifberuiming 15:1, al 4 die verse. Nou broers en susters en jong mense, daar is 'n misverstand oor die betekenis van die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En dit is dat alle ryk mense hel toe gaan en alle arm mense hemel toe gaan. So is dit inderdaad verkondig deur die sogenaamde teologie van die revolusie wat gepreek is in die dae van die stryd teen apartheid. God is aan die kant van alle armes en alle onderdrukkers is daar van die kansels en die verhoë afgesê. En ons weet nou dat dit nie heeltemal waar is nie. Ongeveer 'n maand gelede het dit baie duidelik geword in ons land dat die duiwel onmiskenbaar ook aan die kant van sommiges is wat arm en onderdruk is. Toe daar gewetenloos geplunder en geroof en gesteel en verwoes is, ons herken daarin die werke van die duiwel. Want dit is wat sy naam beteken en dit is wat hy doen. Hy is 'n verwoester en 'n verbreker. Nee, moet ons sê, nie alle armes gaan hemel toe nie.
en ook nie alle rykes gaan hel toe nie. Maar hierdie waarheid is baie duidelik in ons skrifgedeelte. Ons het nie nodig gehad om 2000 jaar te wag om dit te ontdek nie, want kyk, in ons gelykenis is daar eintlik 2 rykes. Ja, die ryk man is ryk. Ons lees dat hy duur en deftige klere gedra het en dat hy elke dag feestelik en weelderig geleef het. Maar ook van Abraham lees ons in die Bybel dat hy ryk was. Hy was baie ryk aan vee en silwer en goud. Abraham is dan ook die eerste mens waarvan die Bybel sê dat hy ryk was. En die hele gelykenis wat ons dan nou vanaand gelees het, as jy mooi gaan kyk, broers en susters, dan sien jy, dit is 'n gesprek tussen hierdie 2 ryk manne. Die een in die hemel en die ander een in die hel. Lazarus is daar, maar Lazarus praat nie. Lazarus lê eintlik maar net. Op aarde lê hy by die deur van die ryk man en in die hemel lê hy teen die bors van Abraham. Sy naam beteken dan ook hulpeloos. 'n Mens kan jou met hartseer verwonder oor so baie hulpelose mense wat daar ook vandag in ons samelewing is. Wat sou dan vir so baie mense verkeerd geloop het, wonder ons partykeer, dat hulle nou so op die strate en die sypaadjies moet lê. Maar laat ons nie vergeet nie, daar is ook ander plekke waar mense hulpeloos lê. As ons maar lank genoeg lewe en ons liggame verswak, dan gebeur dit uiteindelik dat ons bedgebonde raak en ook hulpeloos maar net lê. En laat ons nie vergeet nie, sommige kinders word gebore met breine wat nie ontwikkel het nie. Hulle moet later meestal in inrigtings versorg word en van geboorte af moet hulle maar net hulpeloos lê. Hulle kan niks vir hulle self doen nie. Toe ek in my studentejare die eerste keer sulke kindertjies gesien het in die psigiatriese hospitaal Witrand, naby Potchefstroom, was dit vir my 'n groot skok. 'n Mens weet eintlik nie dat daar ook sulke mense bestaan nie. Watter nut kan so 'n lewe dan tog hê, het ek by myself gewonder. Hulle is gebore selfs sonder die vermoë om God te ken. Hulle sal hom nooit kan dien of eer nie. Hulle lê maar net, hulpeloos, hier op aarde. Lazarusse, hulle lê maar net, maak so nou en dan geluide. Watter doel kan God hê om sulke mense te maak? Ja, gemeente, hierdie gelykenis laat 'n mens met die vraag waarom daar 'n God is wat dit toelaat dat mense in die lewe so verswak of dat hulle so verarm dat hulle hulpeloos is, soos Lazarus. So hulpeloos dat net honde aan hulle enige vriendelikheid bewys. Is dit nie wreed nie? Is dit nie onregverdig nie? Met sulke vrae is ek destyds na die professor in etiek, professor Buys toe. En hy het my soos volg geantwoord. Hy het gesê, in die lewe op aarde na die sondeval, gaan dit daaroor dat God se liefde verkondig moet word. Dat daar 'n genadige God is. Sy genade en liefde moet sigbaar gemaak word in dade, sodat hy daarvoor gedank en geëer en geprys kan word. Maar, het hy verder gesê, om God se liefde sigbaar te maak, moet daar enerzijds subjekte van liefde wees, maar daar moet ook objekte van liefde wees. Dit beteken dat daar sommige mense moet wees wat liefde uitdeel, maar belangrik, daar moet ook mense wees wat die liefde ontvang. Daar moet dus mense wees wat help, maar daar moet ook mense wees wat gehelp moet word. Hulpeloos is, die Lazarusse. Dis in die uitdeel en in die ontvang wat God se liefde moet skitter.
En nou is dit so, broers en susters, ons wil wel almal sekerlik graag in 'n posisie wees waar ons kan uitdeel. En ons voel verleë, ons voel hulpeloos as ons gehelp moet word. Maar die realiteit van die lewe is dat ons ook almal vroeër of later in 'n posisie sal kom waar ons gehelp moet word. En waar ons ook bereid moet wees om liefde te ontvang en versorging te ontvang. Vroeër of later is ons almal maar 'n bietjie Lazarus, hulpeloos. Maar as die liefde en die sorg wat dan bewys word, maar tot eer van God is, dan moet ons dit gewillig toelaat. So het God dan die hulpelose Lazarus by die voordeur van die ryk man gelaat met 'n doel. Hy moet 'n objek van liefde wees. Tussen die ryk man en Lazarus kan daar, ja, moet daar iets gebeur wat in hierdie wêreld wys dat daar 'n God is wat vol genade is en ontferming en goedheid. En dit wat moet gebeur is nie 'n geheim nie. Daarvoor het God sy woord gegee. Moses en die profete, soos die boeke van die Ou Testament in ons skrifgedeelte genoem word. Daar is in daardie boeke van die Ou Testament geen onduidelikheid wat die roeping teenoor hulpeloses en armes is nie. In Deuteronomium 15 sê die Here, as die Israeliete sy voorskrifte gehoorsaam, as hulle doen wat hy sê, sal daar geen arme onder hulle wees nie. In Levitikus 16 bepaal die Here byvoorbeeld dat die wenakkers nie afgeoes mag word nie, en dat alles wat na die oestyd op die lande agterbly, dat dit vir die armes en vir vreemdelinge bestem is. Daar mag nie vir 'n tweede keer geoes word nie. Ook moet elke 7de jaar moet almal se skuld afgeskryf word, sodat mense nie blywend verarm nie. En besondere maatreëls het ook gegeld vir die versorging van weduwees en wese, kwesbares in die samelewing, en ook sodat arm mense nie in die regspraak benadeel word nie. In Spreuke 19 vers 17 staan daar: wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Al hierdie dinge, broers en susters, was aan die ryk man bekend. Hy het dit sekerlik ook dikwels in die sinagoge gehoor. Die sinagoge is die Joodse kerk. En dag vir dag het die Here hom ook hiermee gekonfronteer. Elke keer as hy by die deur uitstap, daar was dan Lazarus. Lazarus in sy vreeslike toestand. Lazarus en die honde, wat in die Bybel eintlik 'n veragte dier is. Ja, daar was dan die geleentheid om te doen wat God vra. Hy het nie nodig gehad om na 'n ver land toe te reis nie. Hy hoef nie rond te vra en te soek nie. By sy eie voordeur kon hy liefde aan 'n arme bewys en God se genade in hierdie wêreld sigbaar maak. Maar, en dit is die groot maar in ons skrifgedeelte, broers en susters, dit is nou die ryk man, het hom nie laat oortuig om iets te doen nie. Nie deur die Bybel, die woord van God nie, en ook nie deur Lazarus se haglike omstandighede nie. En dis uiteindelik waaroor dit in hierdie gelykenis gaan, om oortuig te word deur die woord van God, of om nie oortuig te word deur die woord van God nie. En dit is die verskil tussen hemel en hel. Ja, gemeente, as ons vanaand kyk na die eienskappe van God se woord, soos dit in die Nederlandse geloofsbelijdenis bely word, dan moet ons dit nie maar net as 'n akademiese oefening sien nie. Iets wat oulik is om te weet, die Bybel is geïnspireer, gesagvol, afgesluit, genoegsaam en onderskeie van die apokriewe boeke nie. Die Bybel staan in ons gelykenis tussen die hemel en die hel. En so is dit inderdaad vandag nog.
Mense wat die Bybel glo, wat hulle daardeur laat oortuig, sal gered word en gaan hemel toe. Mense wat nie deur die Bybel oortuig word nie, en wat hulle nie aan sy boodskap steur nie, hulle gaan verlore. Die ryk man het hom nie laat oortuig nie, en hy is in die hel. En let op, al noem hy Abraham vader, en al noem Abraham hom my kind, hy was dus 'n ware Israeliet, hy was dus deel van die verbondsvolk, ons kan sê hy was in die regte kerk, tog is hy in die hel. En nou praat die Bybel nie baie oor die hel nie, broers en susters, maar in ons skrifgedeelte is daar tog 4 verse waaruit ons kan aflei dat dit 'n vreeslike plek is. Vers 23, dit is 'n plek waar jy in pyn verkeer. Die nuwe 2020 Bybel sê is 'n plek waar jy gefolter word. Vers 24, daar is 'n verskriklike vuur en 'n groot en ewige dors. Vers 25 en vers 28 onderstreep dit. Dit is 'n plek van pyniging en dit hou aan vir ewig. Ja, ook dit is iets wat ons in hierdie gelykenis kan leer. En dit is dat alle mense vir ewig lewe. Gelowige mense leef vir ewig, ongelowige mense leef ook vir ewig. Slegte mense leef vir ewig, goeie mense leef vir ewig. Die vraag is net waar? Waar gaan jy die ewige lewe deurbring? En op die skeidslyn staan dan die Bybel. Die vraag of jy jou deur die Bybel sal laat oortuig of nie laat oortuig nie. Die ryk man wil uit die hel sy broers laat waarsku. Skielik is daar dan by hom wel omgee vir ander mense, ten minste vir sy broers. Waarskynlik het hulle ook maar gelewe, soos hy gelewe het toe hy nog op aarde was, so onoortuig en nie geraak deur God se woord nie. Anders was dit dan seker nie noodsaaklik dat hulle gewaarsku moes word nie. Vir hierdie taak om sy broers te waarsku, wil die ryk man dat Lazarus uit die dood sal terugkeer. 'n spook, 'n prediker uit die hemel moet gestuur word. Daar word nie gesê wat Lazarus dan vir die ryk man se broers moes preek nie. Daar word net gesê, hy moet hulle gaan waarsku. Hy moet hulle dus, as dit ware, gaan bang praat met die hel. As hulle net groot genoeg skrik, dan sal hulle dalk hulle lewe verander. So dink die ryk man daar in die hel. Maar Abraham wys hierdie ryk man daarop dat sy broers tog die Bybel het. Hulle het Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Met ander woorde, gemeente, selfs al sou daar 'n predikant uit die hemel gestuur word, selfs al sou daar iemand wees wat uit die dood terugkeer, dan sou daar die persoon volgens Abraham niks meer kon sê oor die saligheid as dit wat reeds in die Bybel staan. Die Bybel bevat alles wat ons nodig het volledig. Net soos ons in die NGB bely. Wyle professor Kruse sê in 'n preek oor hierdie gelykenis, dat 'n mens dus eintlik groter moet skrik vir dit wat in die Bybel staan, as wanneer 'n spook aan jou verskyn en met jou praat. En tog, broers en susters en jong mense, dit is nie die bedoeling van die Bybel om ons bang te praat nie. Daar was daar wat dominees gedink het, hulle moet so preek. Daar wat die mense elke Sondag maar weer vuur en swaal preke van die kansel af gehoor het, erg teen die sonde, om as dit moontlik is, tog maar die mense met vrees te probeer red. Dis nie wat die Bybel wil doen nie, gemeente. Nie met vrees nie, maar eerder deur liefde word mense gered. As ons dan Moses en die profete het, as ons dan die Bybel het, die volledige, voltooide, afgeslote Bybel, en as daar die Bybel aan ons gegee is, om ons te oortuig
Wat is dan die boodskap van die Bybel? En hoe kan sy boodskap ons oortuig? Ek dink u ken die antwoord. Die boodskap van die hele Bybel is Jesus Christus. Die Ou Testament getuig daaroor dat Jesus sou kom om ons te verlos. Die Nuwe Testament getuig daarvan dat hy gekom het en dat hy ook weer kom. Die rede waarom hy gekom het, baie duidelik, is om ons sondaars te verlos. Mense wat totaal hulpeloos in sonde verlore is. Lasarusse, mense wat aan hulle self oorgelewer het, geen ander bestemming as die dood het nie. Jy weet, broers en susters, dikwels as ek in die preek 'n gelykenis behandel, dan vra ek ook vir myself, waar sien jy jouself in hierdie gelykenis? Sien ons ooit dat ons in ons geestelike lewe inderdaad soos Lazarus is? Dat ons oortrek is met pynlike sondeswere wat nie gesond wil word nie. En dat daar vreeslike tekorte en geestelike mankemente in ons lewe is. En ook dat ons soos die doopformulier dit duidelik stel hier op aarde in 'n jammerdal verkeer. Sien nie dit ook so? Dat ons eintlik so hulpeloos is. So hulpeloos en afhanklik van genade. Maar kyk dan, daar is 'n ryk man. So ryk, al die skatte van die hemel en die aarde behoort aan hom. En elke oggend as hy by sy voordeur uitkom, dan stort hy sy goedheid oor ons uit, dag vir dag. Hy is nie soos die ryke in ons skrifgedeelte nie, o nee. Ja, onthou jy nog eendag toe dit nodig was, toe ons so terminaal verswak in ons sondes was, het hy die deur oopgemaak en sy eie seun uitgestuur, sy enigste, om al ons ellende op hom te neem en om in ons plek daardie verwaarloosde vergete dood te sterf. Onthou jy dit? En toe, nadat hy sy werk op aarde voltooi het, het daardie seun teruggekeer na die Vaderhuis, en toe hy by die Vaderhuis ingaan, het hy die voordeur laat oopstaan. En dit staan nou nog oop. Nie as 'n vergissing nie, maar as 'n uitnodiging. Daar is vir ons 'n plek in die Vaderhuis, broers en susters en jong mense. Nie meer die strate en die sypaadjies en die beddens en inrigtings in hospitale en in die verswakte afdelings van ouerhuise is ons ewige bestemming en ons lot nie. Maar die Vaderhuis, waar daar vir ons elkeen 'n spesiale plek is. Elkeen wat hulle in die geloof deur hierdie genade boodskap van die Bybel laat oortuig het. Die evangelie is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, sê Paulus in die Romeinebrief. Beleef jy dit ook vanaand weer so, liewe jong mens, broer en suster, 'n krag tot redding, 'n krag wat jou deur hierdie gelykenis oortuig om wel oor te gee aan die liefde van ons hemelse Vader en om dit elke dag met dankbaarheid te ontvang en daaruit te leef en ook om dit elke dag maar weer in die mate wat dit vir jou moontlik is uit te deel met woord en daad. Wie sal 'n sondaar mens oortuig om dit te doen? Net God deur sy woord. Geen engel uit die hemel kan dit doen nie. Geen dominee kan dit doen nie. Selfs al kom hy direk uit die hemel uit, hy sal dit nie kan doen nie. Net die woord van God, deur die kragtige werking van die Gees wat die woord geïnspireer het, net die woord kan dit doen. En daarom, jong mense en liewe broers en susters, hoe wonderlik was dit dan
om vanaand weer na God se woord te luister. Hoe 'n kosbare voorreg. Die hele evangelie lê eintlik in hierdie eenvoudige gelykenis opgesluit. Sal ons harte en ons lewens dan nie gevul word met dankbaarheid nie? Ons die verlore Lasarusse, straatbedelaars voor God, wat onverdiend die rykdom en status van kinders gekry het. Kinders van God. Ons wat die objekte, die ontvangers van soveel heerlike liefde is, in tyd en in ewigheid, sal ons dan nie maar ook subjekte, uitdelers van hierdie liefde word nie. En sal ons ver hoef te soek om dit te doen? Sekerlik nie, broers en susters, sekerlik nie. Volhard dan daarin, want juis in die tyd wat ons lewe, gee God ruim geleentheid om dit te kan doen. Vandag meer as ooit tevore. Volhard uit dankbaarheid in die goeie, in die uitdeel van genade en liefde, tot die dag dat jy self die gewiekte vlerke hoor, die dag wanneer jou aardse taak voltooi is en die engele kom om jou weg te dra, soos Lazarus. Tot daar waar die deur van die Vaderhuis verwelkomend oopstaan en ek en jy mag ingaan, tot by die ereplek langs Vader Abraham. Amen. Ons dank nou saam. U Here het ons oor deurboor dat ons u woord kan hoor. En vanaand besef ons net weer dat daar genade is, onbeskryflik groot, vir elkeen van ons wat deur u 'n kind genoem word. En vir elkeen van ons wat deur u Gees tot u roep en sê, Abba, Vader. Hoe dikwels doen ons dit nie in hierdie dae nie, Here, met smeekgebede, maar vanaand besef ons hoe vol dankbaarheid ons ook moet wees, dat ons in al ons omstandighede mag weet, dat ons u kinders is en bly, dat u ons ellende van ons afneem, deur Jesus Christus, u Seun, wat daarvoor aan die kruis gesterf het, en dat daar deur hom genesing mag wees, en ook verbetering in ons lewensomstandighede, hier op aarde, maar veral ook, Here, in die hemel. Hoe kosbaar is u woord, ons besef dit vanaand opnuut. Gee dan, Here, dat hierdie week ook weer die Bybel nie 'n geslote boek in ons huis of op ons bedkassie sal bly nie. Dat ons die rykdomme van die woord vir ons sal toeëien. En ons bid ook, Here, dat elkeen wat die woord so lees en hoor, dat u kragtig deur die Gees in hulle harte sal werk. En dat u sal doen wat u in elke mens gedoen wil hê. Nie deur ons goedheid of deur ons sterkte nie, Here, maar deur u krag, deur die evangelie, wat 'n krag van redding is, vir elkeen wat glo. O Here, ons bid ook vanaand vir almal wat nog onbekeer is. Here, gee dat dit nie so sal wees, dat ons ook eendag spyt het, Here, oor mense wat nie gewaarsku is nie. Wys vir ons op die regte manier, hoe ons u woord in hierdie wêreld kan verkondig, nie net deur te praat nie, maar deur in ons land uitdelers van genade te wees. Dit het ons land so nodig, Here, en dit is so oorvloedig by u beskikbaar. Daarom bid ons ook vir almal wat op die sendingvelde werk, almal, Here, wat as evangeliste in hierdie wêreld optree, maar ons bid ook vir hulle wat u genade bewys deur siekes te versorg, deur
mense te beskerm deur te dien in allerhande hoedanighede. As dit maar tot U eer is, Here, as U maar verheerlik word, dan is dit so goed. Dan weet ons, sal die goeie tye weer aanbreek. Want waar U heerlikheid skitter, Here, daar kom U seëninge ook. Help ons om nie moedeloos te word as ons hierdie taak het van uitdeling. Ons bid ook vir hulle wat verswak en hulpeloos is, deur siekte of ouderdom. Help hulle om te verstaan dat hulle ook in U groot plan van genadeverkondiging 'n plek en 'n taak het om dankbaar en geduldig en gelowig genade en liefde te aanvaar. Seën ons dan in hierdie week, Here. Lei ons op die pad wat goed is in U oë en verheerlik U naam in elkeen van U kinders se lewe. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. U kan nou bydra. Die skakels word vir U vertoon onder die diens dan vir barmhartigheid en die kollekte na die diens gaan dan vir die teologiese skool se publikasiefonds. Ons slotsang is dan lied 255 vers 1 en 3. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar. Daarmee antwoord ons dan op die preek. Na die seën sing ons dan die Magaliesburgse aandlied, al 3 die verse. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.
Dankie jong mense dat julle ook nog 'n oombliekie agterbly vir die bespreking van die vraelys. Ek herinner julle net daaraan dat julle asseblief die voltooide vraelys hierdie keer vir my moet stuur. Neem maar 'n fotootjie daarvan en e-pos dit vir my, of julle kan dit ook vir my WhatsApp na my selfoonnommer toe. Kom ons kyk dan na die vraag. Die eerste vraag: wat bedoel ons as ons sê dat die Bybel geïnspireer is? Wel, daar bely ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 3, dat die Heilige Gees die skrywers gelei het. Eintlik staan daar gedryf het. So die Heilige Gees het vir hulle sê wat hulle moet sê en skryf. Maar hoe het hy hulle gelei? Dis waar vraag 2 ter sprake is, die verskil tussen meganiese en organiese inspirasie. Die Heilige Gees het die Bybelskrywers nie so 'n stuk masjiene gebruik nie. Met ander woorde, nie meganies nie. Hy het hulle gebruik soos lewende wesens, dit beteken organies. Elke Bybelskrywer, volgens sy aard, volgens sy geskiedenis, volgens sy taalgebruik, volgens sy beroep, is aangewend om God se woord neer te skryf. En die wonderlike is dan, dat dit tog elke woord in die oorspronklike taal God se woord is. En dat elke uitdrukking presies is, soos die Here dit wil hê. Dit is die wonder daarvan. So die derde vraag, watter een van die twee inspirasieteorieë geld vir die Bybel? Organies. Die Here het mense as lewende wesens gebruik en nie as masjiene nie. Goed, dan wat is kanonieke boeke? Die vierde vraag. Ons het gesê, kanonieke boeke is boeke wat voldoen aan die maatstaf. En wat is dan die maatstaf? Maatstaf van inspirasie. Die woord kanoniek het 'n baie ou oorsprong. Dit kom van die Hebreëse woord kane, wat beteken riet. En in die dae toe die Israeliete daar in Egipte slawe was, moes hulle bakstene maak, en as hulle dan wil weet, hoe groot moet die bakstene wees, dan die Egiptenare vir hulle die lid van 'n riet gewys, en gesê, dit is die maatstaf. En so het die woord kane figuurlik die betekenis gekry van maatstaf. So kanonieke boeke, boeke wat aan die maatstaf voldoen. Wat is die maatstaf? Die maatstaf is geïnspireer deur die Heilige Gees. Dan vraag 5, die Bybel is gesagvol vir ons geloofslewe. Nie vir ander dinge nie, vir geloofslewe. Wat doen dit vir ons geloof? Ja, daar sê die artikel dit baie duidelik, dit is om ons geloof te rig, te grondves en te bevestig. Hierdie 3 woorde. Ons geloof te rig, die rigting wat ons moet inslaan, te grondves, wat is die fundament van ons geloof, en te bevestig, die waarheid van ons geloof. Vraag 6, waarom glo ons dit wat in die Bybel staan? Wel, ons bely dat die Bybel goddelike gesag het. Daarom glo ons dit. Nee, maar hoe weet ons dat dit goddelike gesag het? Wel, artikel 5 sê, die Gees getuig dit in ons harte. So 'n mens beleef in jou binneste dat die Here vir jou sê, hierdie woord is waar. En tweedens is daar ook die bewys dat alles wat die Bybel geprofeteer het, waar geword het. Dat daar 'n verlosser sou kom, het waar geword. Dat hy vir ons sondes sou sterf, dit het waar geword. Dat hy sou opstaan uit die dood, dit het waar geword. Dat hy sou opvaar na die hemel, dit het waar geword. Een belofte staan nog uit, en dit is dat hy moet terugkeer. Maar as al hierdie vorige beloftes waar geword het, dan kan ons die Bybel dus glo. So, ja, ons glo die Bybel, omdat dit goddelike gesag het, die Gees getuig dit in ons harte, en die praktyk bewys dat die beloftes daarin waar is. Goed, dan wat is 'n apokriewe boek, en mag ons hierdie boeke lees? Dis 'n moeilike woord, apokrief, beteken verborge of selfs duister, omdat mense nie geweet het met watter gesindheid of bedoeling dit geskryf is nie. Apokriewe boeke is boeke wat in die tyd van die Bybel geskryf is. Saam met die Bybelboeke het daar ook ander boeke in daardie tyd ontstaan,
Hulle is dus in die ou tyd geskryf, maar hulle is nie geïnspireer nie. So dit is nie die Heilige Gees wat die mense gedryf het om daardie boeke te skryf nie. Maar ons mag hulle lees, maar hulle het nie gesag om vir ons iets te leer oor ons verhouding met God, oor die geloofslewe nie. Hulle kan vir ons iets leer oor die geskiedenis en hoe die mense in die Bybelse tyd geleef het. Daarom mag ons hulle lees vir agtergrondkennis, maar hulle het nie goddelike gesag nie, is nie geïnspireer nie. Daarom noem ons hulle apokrief. Goed dan, 'n moeilike vraag, as daar vandag 'n opgrawing gedoen word en 'n onbekende brief van die apostel Paulus word ontdek, moet hierdie brief dan in die Bybel bygevoeg word. Nou ek nooi julle uit om na die tyd in Kolossense 4 vers 16 te gaan lees. Kolossense 4 vers 16. Daar sê Paulus vir die Kolossense dat hy 'n brief geskryf het vir die gemeente van die Laodicense. En hy sê die brief van Laodicea moet na Kolossense toegestuur word en Kolossense moet hulle brief na Laodicea toestuur. Nou ons het in die Bybel die Kolossense brief, ons het nie in die Bybel die Laodicense se brief nie. En as daardie brief wat baie duidelik deur Paulus geskryf is, as hy dan eendag ontdek word, moet ons hom weer in die Bybel sit. En kyk, dis hier waar artikel 7 dan vir ons leiding gee, nê? Die Bybel getuig self dat hy afgesluit is, dat alles wat ons nodig het vir ons saligheid in die Bybel is. So, as ons ooit daai brief aan die Laodicense sou opspoor of ontdek, dan sal daar in niks staan wat 'n bydra, wat iets nuut is, 'n bydra sal lewer tot ons saligheid nie. Die Bybel is afgesluit, daar kom nie nog boeke by nie. Vraag 9, is daar meer kennis van God moontlik as net dit wat in die Bybel staan? Ja, het ons in die preek gesê, beslis, nê? Hoe kan die grootheid van God in een boek saamgevat word? Daar is baie meer kennis oor God as wat aan ons geopenbaar is. Maar ons glo in nederigheid dat dit wat wel geopenbaar is, genoeg is vir ons saligheid. Laat ons ook maar sê, ons verstand en begrip is te klein om kennis van God in sy volheid te bevat. Dit sal nooit gebeur nie. Is daar ook historiese foute en taalkundige foute in die Bybel? Ja, beslis, broers en susters. Ons bely die onfeilbaarheid van God se woord, maar nie as historiese boek en nie as 'n taalkundige boek nie. Daar is Bybelskrywers wat baie swak taal gebruik het. Daar is ook Bybelskrywers wat die historiese feite nie heeltemal noukeurig weergee nie. Daar is selfs dele in die geskiedenisboeke van die Bybel waar getalle nie met mekaar ooreenstem nie. Dit ontneem nie die Bybel sy gesag of onfeilbaarheid nie. Die Bybel is onfeilbaar vir ons geloofslewe, vir ons verhouding met God. Ons kan dit 100% vertrou as God se woord. Dan die laaste een, watter boeke van die Bybel staan bekend as die Paralipomenon? Nou hier toets ek nou of julle vooraf hierdie artikels deurgelees het, nê? Want in artikel 4 kom hierdie woord voor in hakies, Paralipomenon, en dit beteken aanhangsel. En dit is 1 en 2 kronieke wat die Paralipomenon genoem word. In 1 en 2 konings word die geskiedenis van die konings van Israel en Juda beskryf, en dan kom 1 en 2 kronieke en beskryf ook die geskiedenis van die konings van Israel en Juda. En daarom het die mense wat die Bybel bymekaar gesit het, gesê, maar hierdie boeke is eintlik 'n aanhangsel by 1 en 2 konings, en het hulle dit van die ou tye af genoem die Paralipomenon. Nie dat julle die woord verder hoef te onthou nie. Baie dankie jong mense, ek wag dan gretig op julle antwoorde en stuur dit vir my per e-pos of per selfoon. Baie sterkte vir julle week verder. Goeienaand.